U Heer is ons krag en ons sterkte. U Heer is die bron van ons vrug. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Ons harte is gevul met blydskap, lof en dankbaarheid. Ons bring U Heer die lof en eer. U is ons krag en ons sterkte, die bron van ons vrug. Ons bring U Heer die lof en eer. As gemeente kroon ons U, ons koning Heer. U Heer is ons krag en ons sterkte. U Heer is die bron van ons vrug. Die gemeente bring aan U die lof, die Heer in heerlikheid. Ons harte is gevul met blydskap, lof en dankbaarheid. Ons bring U Heer die lof en eer. U is ons krag en ons sterkte, die bron van ons vrug. Ons bring U Heer die lof en eer. As gemeente kroon ons U, ons koning Heer. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. From the cross to the grave, from the grave
Ons sal welkom sê aan Dominee Olifant. Baie welkom Dominee. Baie dankie dat u ingestem het om vanoggend hier te wees. Alle seën en voorspoed vir u. Baie dankie. Die klank is aan, julle kan hoor almal. Ek wil sommer net baie dankie sê vir die musiekgroep ook vanmôre. Peer, ek het nie geweet jy kan die dromme so goed slaan nie, jong. Dis baie goed, maar pragtig, die klavier en julle sang was net so mooi geweest. Pragtige liedere wat julle gekies het ook vanmôre. Woorde wat soveel betekenisvol kan wees, nie in hierdie laaste enetjie, dat ons glo dat die Here ook hier in ons midde is vanoggend. Baie dankie. Ek weet, baie keer dan dink ons, ag hierdie goed val sommer so uit die lug uit, nê? Maar daar moet geoefen word, jy weet, en die ouens met die klank en met die media, almal moet mooi saamwerk om ook dit 'n heerlike ervaring vir ons te maak hier in die erediens. En ek is so bly om vanoggend hier by julle te kan wees en die woord van die Here aan julle te kan bedien. Ek het ook baie gebid in hierdie afgelope week dat die Here dit sal seën aan ons elkeen en dat ons ook met vervulde harte hierdie week wat voorlê sal kan gaan lewe. Iemand het eens op 'n tyd by die dominee gekla en hy het vir die dominee gesê, ja dominee, jy weet dis vir my so 'n snaakse ervaring. Hy sê elke Sondag dan preek jy en jy wil hê ons moet onthou wat jy gepreek het en dan kom ek hier by Dinsdag en Woensdag, kan ek glad nie eers meer onthou wat jy Sondag gesê het nie. Wat help dit alles? En die dominee het hom so gekyk en het vir hom gesê, elke dag dan eet jy kos. Kan jy onthou presies wat jou vrou verlede week aan Vrydag vir ete gemaak het? Ken jy die spyskaart? Weet jy wat jou vrou ingesit het in die maak van die kos? Maar jy is gevoed en jy het gelewe, jy het kos ingekry, jy het krag gehad en al die tipe van dinge. En so moet ons ook 'n erediens sien, hè? Al onthou ons nie alles wat die dominee gesê het nie, maar jy het kos gekry om vir jou te dra en vir jou vir die pad vorentoe ook te neem. En dis hoekom dit belangrik is dat ons sal kerk toe gaan. Die Here Jesus het kerk toe gegaan en hy roep ons op om kerk toe te kom. Hoekom? Nie maar net om die sitplekke warm te maak of vir die dominee lekker te laat voel, hier's nou so baie of soveel mense in die kerk nie. Maar vir ons eie geestelike voeding het ons dit nodig om daai kos uit die woord van die Here uit te gaan haal. Want ons kan nie sonder die Here en die brood van die lewe wat in sy Bybelboek vir ons opgeteken is. Ons kan nie daarsonder lewe as gelowiges nie. Daarom is dit belangrik dat ek en jy sal kerk toe kom om kos te kom haal en die brood van die lewe vir ons lewe te kom kry ook. So baie welkom aan elkeen van julle. Ek het nou amper klaar gepreek. Maar in elk geval, die afkondigings het julle gekry by die deure. En ek gaan maar niks eintlik verder sê nie. Die verjaarsdag sien julle daar. As daar mense is wat jy ken of miskien selfs nie ken nie, het hulle selfoonnommer, kontak met die persoon. Dis so goed dat ons as gelowiges met mekaar sal kontak behou en so aan. En dan die gebed ook, daar's 'n paar persone wie se name op die gebedslys is. Ek kyk hier vir Evelyn Kingon wat 'n heupoperasie ondergaan het, maar baie sensitiewe saak. Agnes Koeman, Johan Stroomfer en Lenet Nel, hulle name is ook hierop. En dan is daar 'n Oudtshoorn toer van 8 tot 12 September deur Annie Brand toere. Julle kan maar kyk daar agterop en indien julle belangstel kan julle ook met daai nommers net kontak daar. Kom ons raak net rustig en stil voor die Here. Here, U is die Alfa en die Omega. U is die begin en die einde, die een wat nog altyd daar was en wat tot in ewigheid sal wees, wat ook vanoggend vir ons vereer met U teenwoordigheid, hier waar ons U lof besing het. Ja, U is die Almagtige. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle, van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het. Hy wat die koning is oor die konings van die aarde.
Ons gaan nou net ons stilword lied ook sing asseblief. Dus kom ons raak net stil daarso. Ons kan sommer voorgaan na die volgende lied toe ook asseblief, ons loflied wat dan hierop volg. Baie dankie. Ons het nou al seker baie verskillende gedeeltes uit die Bybel uit gehoor waar die Here Jesus veral in die Nuwe Testament kom sê hoe 'n mens God kan dien deur aan hom gehoorsaam te wees. Wat is sy wet? Wat is die dieptepunte van sy wet self? En in die konteks van vanoggend wat nou ons 5de Lydenssondag is, wil ek graag 'n gedeelte hierso lees uit Lukas uit, want ons skrifgedeelte gaan ook kom uit Lukas 9 uit, waar Jesus sy eerste lydensaankondiging gemaak het. Daar, en ons ken hierdie verhaal baie goed. Wat verwag die Here van ons? 'n sekere maghebber, dis nou Lukas 18 vers 18, 'n sekere maghebber, 'n ryk jong man, soos wat die vorige vertaling dit gesê het vir Jesus gevra, "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Vir hulle was dit niks anders gewees as om te vra, wat moet ek doen om gered te word nie, sodat ek die ewige lewe in die hemel kan deurbring nie. Jesus het hom geantwoord, "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie." Nou haal Jesus die tweede deel van die groot wet aan, want die eerste gedeelte gaan oor ons liefde vir die Here God. Hy sê, jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, eer jou vader en jou moeder. Hy antwoord, die jongman antwoord, dit alles het ek van jongs af nagekom. Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom, een ding ontbreek jou nog, verkoop alles wat jy het en deel dit onder die armes uit en jy sal 'n skat in die hemel hê.
en jy, kom hier, volg my. Toe die man dit egter hoor, het hy baie bedroef geword, want hy was skatryk gewees. Net tot sover daai gedeelte. Dis verbasend, weet jy, hoe baie mense kom tot op 'n punt waar hulle sê, ek wil graag die Here dien. En dan sê hulle, ja, hulle het baie praktiese oorwegings in hulle lewe gehad. Hulle doen al hierdie mooi dinge en hulle doen al hierdie goeie dinge. Hulle haat nie hulle naaste nie en hulle pleeg nie egbreek nie en hulle steel nie ander mense se goed nie. En al sulke, wil mense sê, goedjies wat goed is, maar aan die ander kant nie by die kernpunt uitkom nie. En toe die Here Jesus vir hom hierdie een ding sê, naamlik, kom wys jou liefde vir my, volg my. Toe gaan dit nie vir hom eintlik oor die skatryk besittings wat hy gehad het nie, maar dit gaan daaroor dat hy hierdie een groot skat vir Jesus self in sy lewe gering geskat het. Dat hy nie bereid was om sy aardse skatte, wat maar net tydelik was, te verruil vir die skat wat hy in die Here Jesus kon kry nie. En hy het bedroef weggegaan. Sonder die koninkryk van God, sonder die hemele as sy erfporsie. Hoe baie gebeur dit nie in mense se lewens nie. Dat die Here kom en mense raak oorweldig deur Jesus se liefde. En hulle wil hom graag volg, maar wanneer dit op die punt kom dat hulle moet offers bring, wat hulle eie lewe aanbetref, dan duins hulle daarvoor terug. Dan sê hulle, nee, dis te veel. Ek kan dit nie doen nie. Mag die Here vir my en jou bewaar daarvan. Ons gaan vanmôre in die boodskap verder, gaan ons hoor uit Lukas 9 uit, wat vra die Here van ons eintlik, en kan ons daarby uitkom. So kom ons raak vir 'n oomblik net stil, en dan gaan ons saam bid, en dan gaan ek sommer ons geloofbelijdenis ook saggies opsê, dat julle dit ook in julle harte agterna kan sê. Here Jesus, baie dankie dat U nie mense wou omkoop om U volgelinge te word nie. U het ook nie dit ligter gemaak om sommige mense te akkommodeer nie. U reëls het almal gegeld. Om U te volg het opofferinge gevra. U dwing niemand om U te volg nie. U nooi ons uit. Kom na my toe. Kom agter my aan. Niemand kan geforseer word nie. Maar ons wil ook in hierdie oggend vir U sê dankie, dat ons ook vanoggend kon opgestaan het, en dat ons U stem kon gehoor het, wat vir ons geroep het, wat vir ons uitgenooi het, om na U toe te kom, om na U woorde te kom luister hier in die kerk. En ons wil maar net vra, Here, dat U vir ons ook sensitief, ontvanklik sal maak, om te hoor wat U vir ons wil sê. Ons kom bely ook vanoggend ons sondes voor U. Ons kom bely dat ons U baie keer so halfhartig volg. Nie altyd doen wat U van ons vra nie, en waartoe U vir ons uitnooi nie. En so wil ons maar net kom vra, o Here, help vir ons deur U Heilige Gees, om nie maar net hier uit hierdie kerkgebou uit te stap en te vergeet wat ons gehoor het nie, wat U vir ons wou sê nie, maar om ook daarop te reageer, om ook te gaan doen waartoe U vir ons roep. Dankie dat ons Here Jesus ook, dat ons vir U mag aanbid in hierdie oggend, hier op hierdie 5de Lydenssondag. Dankie dat ons die pad as ware saam met U kan loop in hierdie tyd, weer herinner kan word aan wat U vir ons kom doen het. Maak ons in ons harte ook opreg dankbaar daarvoor, sodat ons vir U met liefde sal dien en aanbid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan die geloofbelijdenis vir U voorlees, en ek mag vra dat julle dit saam met my sal doen terwyl julle so bly sit. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde,
En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dankie Hemelse Vader vir hierdie geloofbelijdenis wat vanuit die woord ook vanoggend na ons toe kom. Dankie dat ons die wêreld kan ingaan met hierdie geloofbelijdenis. Dat waar ook al van ons rekenskap van ons geloof geëis sal word, dat ons vir mense sal sê, dit is wat ons glo. Ons glo in U as ons ewige hemelse Skepper God en Vader. En ons glo in Jesus Christus wat gekom het om vir ons sondes te kom sterf, vir ons te kom ly, aan 'n kruis te gaan hang, en wat opgestaan het uit die dood, en dat U lewe tot in alle ewigheid. En die Heilige Gees wat ons elke dag nog leer en lei, vir ons intree, vir ons help, om ook in hierdie lewe voort te gaan. En dankie vir die kerk, waar ons kan in ons geloof versterk word, vir U mag aanbid, en opnuut ons diens aan U kan kom verklaar. Here, wil U vanoggend ook nou vir ons U woord oopmaak, dat dit werklik waar brood vir ons lewe, vir ons geestelike lewe ook, sal wees. Wil U ook helder en duidelik met ons praat. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Soos ek vir julle nou gesê het, liewe gemeente, is ons in die 5de Lydensondag, en ek sê altyd vir lidmate, dis so 'n goeie ding dat ons 'n kerklike jaar het. Want in die kerklike jaar word ons as predikante ook daarby gehou dat ons die verskillende, wil mense sê, fases van die Here Jesus se lewe op aarde, moet ons dit dek en moet ons dit verklaar aan gemeentelede en dit ook vir hulle bring. En daarom is ons nou in die lydingstyd. Ons het gekom van die adventstyd, die uitsien na Jesus se koms, en toe het dit geword die epifanie, die verskyning van Jesus, en nou is ons in die lydingstyd, dan gaan ons oor na die koninkrykstyd, hoe lewe kinders van die Here, en dan uiteindelik gaan ons weer oor na die adventstyd. So die hele jaar word gedek deur hierdie fases waarin ons die woord van die Here ook bring. Môre gaan ons oor 'n baie belangrike gedeelte praat, en dit gaan daar in Lukas 9, kry u die gedeelte ook, en ons gaan daar lees vanaf vers 23. Ek weet nie of julle julle Bybels hier het en by daai gedeelte wil oopmaak nie. Die Here Jesus is hier aan die woord. Is eintlik hierdie hoofstuk 9 noem ons 'n skarnier hoofstuk, want dit gaan oor van in die vorige hoofstukke van 1 tot 8 vertel Lukas van Jesus wat kom vertel het wat is die doel van sy koms na hierdie wêreld, na hierdie aarde toe. Nou hier van hoofstuk 9 af sal julle sien is daar een van hulle die eerste lydensaankondiging word gemaak. Vertel Jesus vir sy disippels en die mense wat hom gevolg het, hoe lyk die pad wat hy nou gaan loop tot by die kruis toe. So hierdie hoofstuk is 'n oorgangshoofstuk en is baie belangrik, want in hierdie hoofstuk kry ons reken die meeste dat dit sekerlik die belangrikste teksversgedeelte is feitelik in die hele Bybel. Ons gaan dit vanmôre saam lees, daarvan af vers 23. Toe het Jesus vir almal gesê, dis nou almal wat daar by hom was, dis sy disippels veral, wat in hom geglo het, hy sê vir hulle, as iemand my wil navolg, moet hy homself verloon en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red.
Want wat help dit 'n mens as hy die hele wêreld as wins bekom het, maar homself verloor of skade aangedoen het? Wie hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in sy heerlikheid, en die van die Vader en die heilige engele. Ek verseker julle, sommige van die wat hier staan, sal beslis nie die dood smaak, voordat hulle die koningsheerskappy van God gesien het nie. Net tot sover ons skrifgedeelte, mag die Here ook sy woord in hierdie oggend aan ons elkeen seën. Jy weet, daar's baie Christene wat dink hier, dat die lydingstyd, wat dit nou volg, dat dit maar net van ons kant af 'n manier is om vir Jesus te volg op sy lydingspad. Om as ware te kyk, wat het met Jesus gebeur, en hoe het hy uiteindelik by die kruis uitgekom. En dit is belangrik dat ons dit moet weet, né? Ons moet kom by daai punt dat ons besef, wat het Jesus vir my kom doen? Hoe het sy pad geloop? Wat moes hy prys gee? Maar dis nie al waaroor dit gaan in lydingstyd nie. Dit gaan ook daaroor dat ek en jy weer sal stil word en sal inkyk na ons eie lewens en vir onsself sal afvra, wat kom vra die Here Jesus vir my, van my, in hierdie lydingstyd? Wat is sy verwagting? Want ons moet altyd daarop uitwees en bedag wees, as die woord van die Here met ons praat, dan is dit nie net om inligting deur te gee nie, maar is ook altyd om vir ons te kom sê, hoe moet ons op daai inligting reageer? Anders sou die woord van die Here nie regtig waar vir ons brood wees nie, om ons te voed nie, om ons te versterk nie, om ons heilig te maak nie. So dit is geweldig belangrik dat ons dit sal besef. En dan kom die Here Jesus, soos by hierdie geleentheid, en dan kom rig hy baie spesifieke uitnodigings langs hierdie pad van sy lyding, kom rig hy ook sekere uitnodigings aan mense. Nou sien ons, sommer in die begin, sê hierdie gedeelte vir ons, Jesus het hierdie woorde gerig aan almal wat daar om ons was. Nie net sommige disippels nie, maar almal wat daar om hom gestaan het en wat gesê het, ons glo in U. Ons weet U is die Seun van God. En ons is hier om agter U aan te loop, om U te volg. En dan kom die Here Jesus met hierdie boodskap aan hulle, wat so vir ons elkeen, of ek jonk is en of ek al oud is, amper sê ek oor die muur is. Maar nie sulke mense vanmôre hier nie. Maar in elk geval, dan kom sê die Here Jesus vir ons, ek wil hê dat julle moet hierdie, Engelse praat van 'n commitment, 'n toewyding aan my kom maak, om my te volg. Hy sê nie, julle moet dit doen nie, hy sê, elkeen wat my wil volg. Dis weer 'n uitnodiging wat hy wil maak. Is goed dat ons net daarop let. Die Here Jesus, soos ek in my gebed ook gesê het, forceer niemand om in hom te glo nie. God forceer geen mens om in hom te glo nie. Daar's altyd hierdie uitnodiging. Glo in God, sê Jesus in Johannes 14 ook. Glo in God, glo ook in my. En dan gaan hy verder voort om te sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Maar nou kom ons kyk net 'n bietjie, wat beteken hierdie gedeelte wat deur Jesus kom, hierdie uitnodiging rig om hom te volg. Dit kan in 3 fases kortliks opgesom word. En die eerste een sê die Here Jesus, as jy my wil volg, dan moet jy jouself verloon. Jy moet jouself verloon. Nou, wat beteken dit om te verloon? Kan julle dink aan 'n ander plek in die Bybel waar iemand anderster verloon het? Weet julle van so 'n geleentheid? Enige iemand? Ekskuus? Ek kan nie mooi hoor nie. Petrus, ja. Petrus, nee, wat het hy gedoen? Toe hy daar in hy binnehof was en hom so met die vuur warm gemaak het, daar kom 'n diensmeisie na hom toe en al die dinge.
En toe, wat sê Petrus toe? Toe sy sê, maar jy was een van sy manne. Jy het saam met hom geloop. Wat sê Petrus vir die diensmeisie? 3 keer. Sê, ek ken die man nie. Ek ken nie vir Jesus nie. Ek's nie een van sy mense nie, ek ken hom glad nie. Weet niks van hom nie. Later het hy so ernstig gewees, dat hy selfs gevloek het. En gesê het, jy kan maar nou net dink, waaroor het gegaan het. Ek ken die man nie. Wat sou selfverloning beteken? Selfverloning beteken dan, dat jy vir jouself sê, ek ken die man nie. Ek ken nie vir jou nie. Ek ken nie vir my nie. In watter opsig beteken dit vir ons iets? Dit beteken doeteenvoudig. Jy weet, kyk, ons het mos 'n groot probleem in die wêreld. Ons mense, almal van ons. Hulle sê dis deel van 'n wêreldkultuur is om altyd jouself eerste te stel. Jy is die belangrikste in hierdie heelal, op hierdie aardbol. Niemand is so belangrik soos jy nie. Ek moet altyd eerste kom. Ek moet altyd die belangrikste wees. Ek lees so 'n artikel toe, julle weet hierdie selfies begin uitkom. Wie van julle ken selfies? Johan, ken jy van selfies? Jy weet, om 'n selfie te neem. Nou, jou vrou, is sy die ene? Jy weet, ek het nog altyd gesê, ek is nie 'n ou vir selfies nie, want as ek 'n selfie neem, dan wie se gesig kom eerste op? My eie gesig, nee? En dan is hy so skeef getrek, ek wil nie eers weer kyk na daai selfie nie. So is dit, jy weet, want jou gesig kom altyd heel eerste op. En al die ander mense is in die agtergrond, want wie is vir jou die belangrikste? Ek is die belangrikste, al is my gesig hoe skeef. Ek is die belangrikste. Iemand het gesê, jy weet, jare terug, en my vrou sal dit weet ook, het ons Japan, China, die plekke getoer het, oral waar jy gaan, sien jy hierdie mense met hierdie lang stokke, jy weet mos wat se stokke dit is nie. En dan deur in die voorpunt is jou selfoon nou, weet. Deesdae is dit nou baie maklik, maar dan loop hulle met die stokke. Hulle loop jou uit die aarde uit met daai stokke wat hulle die selfies van neem, van hulle self, waar hulle loop en waar hulle ook al is. Want hulle is so belangrik. Ag, hulle is tog so belangrik. Hulle wil vir almal wys, waar is ek nou? Saam met wie is ek nou? En dit vorm deel van ons DNA amper, liewe broers en susters. So belangrik is ons vir onsself. Dit draai vir ons, as ons wil eerlik wees, draai vir ons basies alles net oor onsself. Ek wil tog so belangrik wees in hierdie wêreld. Dis deel van ons DNA en van ons kultuur. En nou vir die Here Jesus om te kom sê, jy moet jouself verloon, verskriklik. Hoe kan hy dit van 'n mens verwag? Maar jy sien, dis die ding juis. Die Here Jesus kom maak dit nie maklik vir 'n mens om hom te volg nie. Hy kom sê nie vir ons is easy as pie nie, man. Hy sê dit nie vir ons nie. Hy kom sê, kyk hierso, ou boetie en sussie, as jy my wil volg, dan sal jy sekere offers moet bring, want dis wat ek kom doen het. Ek het myself kom prysgee. Ek gee myself prys. Ek kom offer my lewe vir jou, sodat jou belange gedien kan word, sodat jy gered kan word, sodat jou sondes vergewe kan word. Kom offer ek myself op vir jou. Kyk na my. En ek wil hê jy moet my voorbeeld volg. Dat jy maar sal vergeet van jouself, dat jy maar vir jouself sal sê, want dis nie maklik nie, dat jy maar vir jouself sal sê, hoorie, jy en jou naastes en jou goed is nie die belangrikste nie in hierdie wêreld nie. Wie as mens gaan kyk na die geskiedenis van sendelinge en van evangeliste oor die wêreld,
Ek het ander goed, maar glo nie ek gaan tyd hê om vanmôre vir julle dit te vertel nie. Hoe hulle lewens opgegee het en prys gegee het om die evangelie te gaan verkondig, om in Jesus se voetspore te volg. Dis nie so onmoontlik nie. Om maar te vergeet van jou eie beeld, te vergeet van jou eie belangrikheid, te vergeet van wie jy nou eintlik wil wees of nie wil wees nie, sodat ander mense gered kan word. Sodat ander mense, ons kan maar so 'n bietjie van ons image, jy weet, so baie programme op ons televisies en oor ons radio, veral die radioprogramme is daarop gerig, waarin daar gevra word, jy moet nou weet wie is jy? Wie is ek? Het jy nou al gehoor daarvan? Wie is ek? Ag, ek wil graag meer soos ek wees. Ek wil graag meer van myself wees. Ek wil uitvind wie is ek? Dan nou. Jy moet, ek weet nie hoekom nie, maar pleks dat mense vra, wie is Jesus? En dat hulle die Bybel sal gaan lees om te kyk, wie is Jesus? En hoe wil hy hê ek moet wees? Wat verwag hy van my? Want dis niks is so belangrik as om te wil uitvind, wat wil Jesus van my hê nie? Wie wil hy hê moet ek wees? En dis die vraag wat ons lewens moet bedek. Waarmee ek moet lewe, elke oomblik. Ons het sulke ou goetertjies gehad wat lankal vergeet is, what would Jesus do? Jy weet, so armbandjie en die goeters. What would Jesus do? Dat daai dinge in ons koppe sal bly, sal wees elke dag en elke oomblik. Nie wie is ek nie. Want dis fataal vir 'n mens. Fataal. Jy sal doodgaan met dit en jy sal niks gewen het nie. Maar wie is Jesus? Hoe kan ek en wat verwag hy van my? Hoe kan ek meer soos hy wees en optree en lewe? Tweede ding wat die Here Jesus hieroor praat, baie kritiese saak. Hy sê julle moet julle kruis opneem. Julle moet julle kruis opneem. Nou, wat het dit beteken in daai tyd? Twee goed. In die eerste plek, as jy 'n ou gesien het wat 'n kruis dra, wat dink jy van daai ou? Wat gaan met hom gebeur? Kom, julle kan maar sê. Yes, en as jy gekruisig word, wat gebeur met jou dan? Dan sterf jy, dan gaan jy dood. As jy 'n ou gesien het daai tyd wat 'n kruis dra, dan het jy geweet, daai ou is so goed as dood. Niks kan dit keer nie. Hy is op pad en hy is al klaar so goed as dood. 'n tweede ding wat die geskiedenis vir ons vertel, is dat wanneer iemand dan nou so oortree het, dat hy 'n kruis dood, want jy weet hulle het, in daai tyd het hulle honderde, ek wil sê amper duisende mense, bosse met kruise gehad, waar die Romeinse regering mense wat in opstand teen hulle gekom het, veral onder die Zelote groepe van die Jode, het hulle duisende van hulle doodgemaak. Hoekom? Omdat hulle nie aan die regering onderdanig wou wees nie. En die kruis was 'n vorm van 'n teken wat die regering gegee het, dat hierdie ou, wat swaar sukkel en dra aan hierdie kruis, hy het Engelse sê, gesubmit, hy het homself onderdanig gemaak aan hierdie regering. Uiteindelik het hy voor die regering gebuig. En jy weet, hierdie twee dinge, wat die Here Jesus hiermee geïmpliseer het, is dood eenvoudig, as hy sê ons moet ons kruis opneem, dan beteken dit ook dat ons voor hom sal buig, en hom as die regering, die koning van ons lewens sal erken.
Nie 'n kruis om jou nek as sodanig nie. Jy kan hom ook maar dra, ek het nie probleem daarmee nie, solank hy net nie 'n beeld op het nie. Maar dat jy deur jou lewe sal erken, ek is onder nuwe beheer. Ek het gaan buig voor die eintlike koning oor hierdie heelal. En die tweede ding is, dat ek self, hierdie ek, wat so belangrik kan wees in 'n mens se lewe, het gesterwe voor hom, sodat hierdie koning van my ook in my lewe kan heers. So baie mense kom by 'n punt uit dat hulle sê, jy weet, ek het my hart oopgemaak vir die Here Jesus. En dit is reg en dit is goed, dit gebeur op 'n mens se lewe, né? En in 'n mens se lewe. Maar om daai finale stap verder te vat en om agter Jesus aan te loop met jou kruis, jy weet, mense moet onthou, daai kruis, die man wat sy kruis gedra het, hy het nie nog 'n klomp ander goed saam met hom gesleep nie. Die kruis was al klaar moeilik genoeg gewees om te hanteer nie. Hy het nie nou nog sy motorkar en sy huis en sy klere en sy wat ook al saam met hom gesleep hier agter hom aan nie. Om 'n kruis te dra beteken ook dat ek sal afstand doen van al die hindernisse wat my kan keer om Jesus werklik waar as koning in my lewe te aanbid en te dien. Daar's nie nog plek vir ander goed nie, vir ander mense nie. Ja, die Here gee vir ons die wonderlike voorreg om familie en vriende en sulke dinge te hê, wat ons moet koester, né? Op hierdie pad, wat ons kan bemoedig en kan versterk en kan seën ook nog. Maar niks mag ons verhinder om daai pad agter Jesus aan te loop nie. Of dit vir ons nog swaarder maak nie. Dis al klaar moeilik in sigself om net afstand te doen van al die goed, selfs ook vriende wat jou kan ontseten in jou geloof, vir jou kan swaar maak om die Here te volg. Ons moet afstand doen van daai dinge, want ons het 'n kruis om te dra, 'n kruis wat vir ons sê, ons is onder die nuwe koning se beheer. En ons het aan onsself gesterwe, ons is dood vir onsself. Die derde dingetjie wat die Here Jesus sê, en hy sê dan vir hulle, kom hier en volg my. Dis kritiese woorde wat die Here Jesus daar vir ons sê. Want hy sê vir hulle, kom kyk, want soos ek vir u gesê het, hierdie is 'n skarnier hoofstuk, waar dit oorgaan, waar die Here Jesus nou begin vir hulle wys, hoe gaan hy lei ter wille van ons mense. Hy het gesê, ek het alles prysgegee. Ek het my hemelse majesteit, het ek prysgegee om aarde toe te kom. En nou gaan ek nog hier my lewe ook vir julle prysgee, sodat daar vir julle redding kan kom. Sodat julle nie maar net my kinders sal wees nie, maar dat julle ook my sal volg, sodat ander mense wat kyk na julle lewens ook sal kan sien, julle is kruisdraers, in 'n positiewe sin van die woord. Julle behoort aan 'n nuwe koning. Wie is hierdie koning? Sodat mense ook deur jou lewe na die Here toe getrek sal word. In jou huisgesin, in jou familiekring, by jou werkskring, dat hulle sal sien jy dra 'n kruis, en nie net 'n kruisie om jou nek nie, maar dat jou lewe sal getuig aan wie jy behoort, en wie se kind jy ten diepste is. En nou sê die Here Jesus, kom dit by hierdie praktiese ding uit, kom na my toe, kom agter my aan, kom volg my. Kom volg my planne vir jou lewe. Plaas maar jou planne so bietjie een kant toe. Kom vra vir my, wat wil u hê moet ek doen? Dietrich Bonhoeffer, 'n Duitse, wil ek nou maar sê, Duitser wat in
1945 in die Tweede Wêreldoorlog as gevolg van sy absolute oorgawe aan die Here. Miskien het julle hom al gelees al. Een van die boeke wat hy geskryf het, is die ene die koste van disippelskap, die prys van disippelskap, the cost of discipleship, het hy geskryf daar, terwyl hy in een van die konsentrasiekampe was. Hulle het hom 'n paar maande voordat die oorlog verby is, het hulle hom opgehang, omdat hy sy lewe daaraan, die Here hom oortuig het, waar hy 'n dosentepos in Amerika, in New York gehad in 1939, toe roep die Here vir hom, en hy sê vir hom, maar jy moet die daad by die woord begin voeg. Ek wil jou nie as dosent hê nie. Dis nie gehoorsaamheid aan my nie. Ek wil hê jy moet na jou mense toe teruggaan, na jou volk toe teruggaan, na Duitsland toe teruggaan, en jy moet hierdie verskriklikhede wat deur Hitler verkondig word en geleef word, jy moet dit gaan uitwys, maak nie saak wat nie, en hy het dit gaan doen. Hy was gehoorsaam gewees, toe die Here vir hom sê, ek het 'n ander plan vir jou lewe. En toe die Here hom stuur soontoe, het hy gesê, maak nie saak wat nie, en dit het sy lewe gekos. Hy was maar 39 jaar oud, toe hy aan 'n kruis, aan 'n vloekhout, het hulle hom opgehang, vanweë sy gehoorsaamheid aan die Here en aan sy woord. Want die punt is, daar's somme wat gemaak word, wiskundige somme wat gemaak word. En ek wil nou nie op daai dinge ingaan nie, maar die punt is net so, jy kan 'n lekker lewe hê, jy kan jou kerk se sitbanke mooi warm sit, en is lekker om kerk toe te gaan, nou geniet dit, en al die tipe van dinge, nê. Dis ook goed, soos ek net gesê het, dat ons kerk toe gaan. Maar ons moet ook vir onsself vra, hoe reageer ons op hierdie uitnodiging van die Here Jesus om hom te volg? Hoe lyk my lewe in gehoorsaamheid op hierdie uitnodiging van die Here Jesus? Hoe, die einste Dietrich Bonhoeffer het gesê, as die Here Jesus vir jou roep om hom te volg, dan moet jy weet, dis 'n roeping om te gaan sterf aan jouself. Verskriklike woorde. Wat hierdie jong man waarvan ons net nou gelees het in Lukas 19, toe hy omgedraai en weggeloop het, toe die Here vir hom sê hy moet hom kom volg, het Dietrich Bonhoeffer, het hy gehoorsaam. Daai teks het vir Dietrich Bonhoeffer gevat terug Duitsland toe, omdat hy na die stem van die Here geluister het vir sy lewe. En dit het sy lewe gekos. Maar jy sien, die somme wat ons moet maak in hierdie lewe is, ek kan 'n lekker sitplek in die kerk hê, of in 'n Bybelstudiegroep, of in 'n wat ook al, en dan voel ek agterna, dit is goed, en ek het brood gekry vir my lewe, en al die dinge. Ek sê, dit is goed, dit is reg, ons moet dit doen. Maar hoe reageer ons op hierdie opdrag? Want die Here Jesus praat nie hier oor bekering nie. Hy praat met mense wat al klaar tot bekering gekom het. Dis waaroor sy boodskap gaan. Hulle wat tot bekering gekom het, moet nou leer om my te volg. Hulle moet nou leer om hulle self te verloon. Hulle moet nou leer om hulle kruis op te neem en hulle eie planne te laat vaar. Maak nie saak wat die planne is nie. As die Here vir jou kom roep, dan moet jy na daai planne luister. Ek moes dit ook doen. Dan moet jy, nie almal word geroep om predikante te wees nie, glad nie. Dis nie wat ek sê nie. Maar wanneer die Here vir jou kom roep, en hy kom lê dit op jou hart om iets te doen, maak nie saak hoe oud jy is nie, dan moet jy reageer daarop. Want om hom te volg, is baie, baie meer werd as enige iets in hierdie wêreld. Enige iets in hierdie wêreld. Net voor sy dood in Johannes 15, het Jesus vir sy disippels gesê wat sy diepste motief is. En hy het gesê, hy wil hê hulle moet regtig waar gelukkig wees. Hulle moet regtig waar bly wees, Johannes 15. En jy kan nou vanmôre vra, nie sluit ek af, jy kan nou vanmôre vra, maar is om Jesus te volg
is om aan Jesus gehoorsaam te wees, is om jouself te verloon, om jou kruis op te neem. Is dit dan nou lekker? Wat is nou lekker daarin? Wat is daarin om oor bly te wees? Wat is daarin om oor gelukkig te wees? Ons moet dit maar net doen, dan sal ons sien hoeveel harte maak ons bly. Wanneer ons net begin om vir Jesus te volg, stukkie vir stukkie, bietjie vir bietjie, bietjie vir bietjie prioriteitsverandering in ons lewens. Om te vra vir Jesus, wat is vir hom belangrik in my lewe? En ons moet dit doen. So verander die Here vir ons deeltjie vir deeltjie om na sy beeld en aan sy beeld gelykvormig te word. Dis nie 'n oornagse ding nie, liewe broer en suster, maar ons mag ook nie, omdat dit nie oornag is nie, ons leef in 'n kitswêreld, omdat dit nie oornag is nie, mag ons ook nie dit vermy nie, of dink dit is nie belangrik nie. Moeilik om jouself te verloon, om te sê ek is nie so belangrik nie. Dit is moeilik om jou kruis op te neem, om 'n kruis te dra, is 'n swaar ding. Kyk maar net hoe Jesus gesukkel daarmee. Maar op die ou end, om hom te volg, sal die belangrikste ding wees, want Jesus kom op die ou end, wanneer hy die somme maak, dan sê hy, tel bietjie hierdie goed op. Is daar enige iets wat vir jou belangriker is, as om die ewige lewe saam met Jesus Christus te kan meemaak? En dit beloof hy daar in daai volgende verse. Hy sê, wat kan vir jou belangriker wees? Om die wêreld se pad te loop, of om die pad agter my aan te loop? Dit moet ons elke oggend vir onsself sê. Ou professor van my op universiteit het altyd gesê, weet julle wat maak dit vir my die moeite werd om in die oggend op te staan? Elke oggend. Hy sê, elke oggend, en ons is op pad soontoe, herinner ek net myself daaraan, dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die Jesus in wie ek en jy glo, is lewend. En hy beloof ook, dat elkeen wat in hom glo, en wat hom volg, net so ook uit die dood sal opstaan, om die ewige lewe saam met hom te mag ervaar. Onthou dit, mag die Here vir julle ook seën op hierdie pad verder, op die lydingspad. Amen. Ons dank U Hemelse Vader, ook vir U woord wat in hierdie oggend na ons toe gekom het. Dankie Here Jesus dat U ook destyds al en vandag nog met ons kom praat en vir ons kom neerlê die belangrikheid daarvan dat ons onsself sal verloon. Hoe hard dit ook al mag wees, dat dit nie maklik is nie. Dat ons die kruis wat op ons lê om onsself weg te gee, aan onsself te gaan sterf en onsself onder U nuwe heerskappy te kom plaas. U as ons koning te kom aanbid en te kom dien vir die res van ons lewe. En om U te volg, om ons eie planne maar op die agtergrond te skuif en te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Wat is die koers waarop U vir my wil stuur? Here, U weet, ons is maar mense. Maar U gee vir ons deur die Heilige Gees die krag om te doen waartoe U vir ons ook roep. Wil U ook hierdie gemeente seën? Wil U vir hulle elke dag in U hand neem en bewaar en beskerm, ook die leraars wat hier optree, die kerkraad, hulle wat deel vorm van die multimedia, van die sanggroep, die koster, ja, elke lidmaat, ook hulle wat siek is, wil U vir hulle ook maar net met U groot liefde omring, bewaar en beskerm. In ons land, kom dra ons ook aan U op. Ons wêreld wat so deur mekaar kan lyk in hierdie tyd, Here. Ons kom bid dat U mense sal aanraak, vir leiers na U toe sal laat keer, en van U hulle raad en hulle hulp en hulle leiding sal vra. Ons eie provinsie en ons eie stad, bring ons na U toe. Ons kom erken U as die groot koning
wat in beheer is. Here, dankie dat ons U as sodanig mag aanbid ook. Dat ons vertroue, ons as gelowiges, as U kinders, ook vanmôre opnuut vir U kan kom sê, dankie vir U liefde, dankie vir U sorg, dankie dat ons U kan vertrou, om ons elke dag ook te dra. U ken ons elkeen se gemoed in hierdie oggend. U weet, wat is die dinge waarmee ons worstel in die lewe, dinge wat ons miskien pla. Ons wil vra, o Here, leer vir ons, om U ook daarmee te vertrou, om ook ons lewens volledig aan U oor te gee, sodat U dit kan vorm, sodat dit tot U eer alleen mag wees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen, met dankbaarheid. Amen. Ons kry nou geleentheid om die Here met ons dankoffers te dien asseblief. Ek weet nie, wie neem julle dit by die deure op, of in die banke? Goed. Kom ons sluit net die oë. Here, elke dag oorlaai U vir ons met seëninge. Te veel dat ons dit vanoggend kan opnoem. Ons gebed is maar net, maak ons oë oop daarvoor, sodat ons U kan loof en prys en in dankbaarheid ook vir U sal dien. Dankie ook vir die offergawes wat ons vanoggend in hierdie bordjie kon gooi. Maar daarmee saam wil ons ook vir U sê, ons wil nie maar net 'n muntstuk of 'n noot hierin plaas nie. Ons wil eintlik ons harte en ons lewens vir U gee. Neem dit asseblief aan, o Here. Ons weet ons is swak en ons weet ons is sondig, maar U sien nie dit aan nie. U sien ons harte aan. U sien met watter gesindheid ons ook hierdie dinge doen. Mag ons elke dag daarop gefokus wees om U te volg en U te dien en U lief te hê. En opnuut baie dankie, Here Jesus, ook vir die offers wat U gebring het ter wille van ons vergifnis, ter wille daarvan om ons U kinders te kan maak. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus alleen. Amen. Ons gaan nou 'n laaste lied sing. Dis 'n ou kinderliedjie. Ek weet nie wie van julle kan hom onthou nie, maar dit spel so mooi uit waaroor dit eintlik gaan, nê? Ons bring aan U, Heer Jesus, ons lof en dank en eer. Ons wil U met ons lewe terwyl ons jonk is eer. Is hier enige ou mense vanmôre? Ja, nee, dan kan ons hom maar lekker sing. Die tweede versie, ons wil U dien, Heer Jesus, met ywer en met krag. En die derde een veral, ons wil U volg, Heer Jesus, soos wat U woord ons leer. Leer ons gehoorsaam lewe om U al meer te eer. Kom ons sing daai 3 versies sommer lekker saam asseblief.
ontvang die seën van die Here en gaan met die krag van die Heilige Gees om ook volgelinge van die Here Jesus te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die bystand van sy Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen. Mag julle 'n geseënde dag en week hê.